Goeiedag, ek is Gerard saam met jou op reis deur die Bybel met die Bybel in 1 jaar span. Vandag het ons die voorreg om Genesis 43 te lees. En dis 'n moeilike verhaal. Hierdie verhaal gaan oor Jakob se seuns wat onder groot druk is nadat hulle die eerste keer van Egipte af terugkom met Simeon wat moes agterbly. Wat dan nou moet terugkeer en Benjamin saamvat om kos te gaan kry. En natuurlik wil Jakob dit glad nie laat gebeur nie. Hy wil nie sy jongste seun prys gee nie. Hy het klaar vir Josef verloor en hy kan dit glad nie laat gebeur nie. En dan sien ons hier dat Juda bereid is om verantwoordelikheid te neem vir sy broer. En dan waar Jakob uiteindelik sy diepste vrees moet prys gee in die oomblik van realiteit, die besef van ons almal gaan sterf as ek nie hier toegee nie, en dat hy sy seun aan God moet toevertrou. En ons sien iets van hoe God hier stil, onopsigtelik in die agtergrond besig is om 'n gebroke familie op 'n pad na herstel voor te berei. En hoe God die moeilike omstandighede hier gebruik om harte te verander, verantwoordelikheid te kweek en selfs versoening moontlik te maak, selfs wanneer die mense nog nie eers bewus was van sy plan nie. Ek wil graag met jou enkele gedagtes deel aangaande die teksgedeelte. Die eerste groot ding vir my kom by Jakob spesifiek, wat in geloof hier moet leer om te laat gaan. Die harde realiteit van die hongersnood en Juda wat Jakob met feite van 'n hongerdood konfronteer en dan self verantwoordelikheid vir Benjamin neem, is deurslaggewend dat Jakob Benjamin laat gaan, ten spyte van sy grootste vrees om Benjamin ook te verloor. En dit laat my dink aan Spreuke 3 vers 5 tot 6. Vertrou die Here met jou hele hart. Geloof hier beteken nie die afwesigheid van vrees en onsekerheid nie, maar beteken om God te vertrou ten spyte van die vrees, ten spyte van die onsekerheid. Maar in vers 9 sien ons ook iets van Juda wat geestelike groei wys in hoe hy verantwoordelikheid neem. Juda staan nou op as borg vir sy broer Benjamin. 'n Groot verandering teenoor sy optrede wat ons in Genesis 37 gesien het toe Josef verkoop is. Laat my dink aan Filippense 2 vers 4, waar as jou hart begin verander, let jy nie op jou eie belange alleen nie, maar jy let ook op die belange van ander. En bevestig net, bekering wys nie net in woorde nie, maar in nuwe optrede, nuwe dade. Dan sien ons ook in verse 16 tot 23 iets van God se genade wat hierdie broers vooruitgaan. Die broers verwag oordeel wanneer hulle in Egipte aankom, omdat die geld die vorige keer saam teruggestuur is. En natuurlik die feit dat daar 'n broer in die tronk agtergebly het. Maar inteendeel word hulle met gasvryheid en oorvloed ontvang. En laat my wonder, Romeine 8 vers 28, God laat alles meewerk ten goeie. God was reeds hier besig aan 'n plan van redding en herstel vir die familie, voordat die familie dit self raak gesien het. En ek sien iets van Jesus Christus in hierdie situasie. Soos Josef hier onherkenbaar op die agtergrond teenwoordig is en reeds voorsiening gemaak het vir sy broers en vir hulle gewag het, so werk Jesus Christus ook op maniere wat ons nie dadelik raak sien nie, sodat ons by redding kan uitkom. Ons sien ook iets dat Juda se rol in Genesis 43 profeties vooruitwys op Jesus. Dat Juda bied homself as waarborg vir Benjamin se veiligheid. En hierdie selfopofferende houding wys vooruit na Jesus wat homself sou gee in die plek van ons. Jesus sê self dat hy gekom het om te dien en sy lewe te gee vir baie. Juda staan in vir sy broer, Jesus staan in vir my en jou. Josef voorsien lewe tydens die hongersnood deur kos te gee. Jesus is die ware brood wat die ewige lewe bring. Kom ons oorweeg bidend vandag. Watter bekommernis sou ek en jy aan vas en dra ons en sleep ons met ons saam, wat ons eerder aan God moet oorgee in geloof? 'n Tweede vraag, staan ek en jy in verander?
veral die wat swakker of meer kwesbaar is as ons. En kom ons herinner ons vandag, dat God nie afwesig is wanneer dinge onseker en verwarrend voel nie. Kom ons kies opnuut om God te vertrou, in geloof vashou dat hy besig is om herstel te bewerk, selfs waar ek en jy dit nog nie kan sien nie. Groete en seënwense vir jou dag.